Ons moet nooit dink dat Paulus hierdie superapostel was met 'n probleemvrye bediening nie. En nou praat ek nie eers daarvan dat hy gereeld vanuit 'n tronk moes korrespondeer nie. Die gemeentes en individue vir wie hy skryf, was alles behalwe volmaakte mense, al was hulle kinders van die Here. Dit is waarom Christene waarskynlik vandag nog wêreldwyd en ook ons so goed by Paulus aanklank vind. Ek moet eerlik wees, ek wens net ons het meer by hom geleer en sy vermaninge en lering ernstiger opgeneem. In Efesiërs 4 vers 17 tot 19 praat Paulus reguit. Vir 'n gemeente van gelowiges begin hy so: julle moenie meer soos die heidene leef nie. Die ou vertaling vertaal dit met moenie meer soos heidene wandel nie. En die Lewende Bybel sê sommer prontuit: hou op om te lewe soos mense wat nog nie van die Here gehoor het nie. En nog een, die boodskap stel dit so: julle moet ophou om julle te gedra soos mense wat nie die Here ken nie. Paulus beskryf 'n lewe wat afgesny is van God, 'n lewe van verduisterde denke, harde harte en gevoelloosheid. Dit is nogal skerp, maar hoekom klink dit of Paulus sê, daar is lidmate in sy gemeentes wat leef asof hulle nie wedergebore is nie? Die groot probleem is nie net sonde nie, dit is vervreemding van God. Wanneer 'n mens van hom wegdryf, begin alles anders lyk. Denke raak verduister, prioriteite skuif en uiteindelik raak die hart hard. Maar dan kom die keerpunt. Paulus sê daarom ook: maar julle het Christus nie so leer ken nie. Met ander woorde, dit is nie wie jy meer is nie. Soos 'n soldaat wat van die oorlog af terugkom, die geveg is verby. Nou trek hy daardie vuil gevlekte uniform uit. Hy los dit agter. Hy gaan nie daarmee slaap, eet of kuier nie. Hy het daarvan ontslaag geraak. Dieselfde waarheid geld vir ander gemeentes en ook vir ons. In Kolossense 3 vers 9 tot 10 hoor ons: aangesien julle die ou mens en sy gewoontes uitgetrek het en die nuwe mens aangetrek het, wat tot volle kennis en na die beeld van sy Skepper vernuwe word. Let op, dit is iets wat reeds gebeur het, maar ook iets wat ons nou daagliks moet uitleef. Die vraag is dus nie, het God jou verander nie? Die vraag is, leef jy nou voluit soos iemand wat deur hom verander is? Ons mag nie teruggryp na gewoontes van die ou sondige natuur nie, soos iemand wat sy ou vuil verslete klere net vir ingeval in die kas hou en dan weer so af en toe aantrek nie. Paulus sê, los dit, heeltemal. Nee, nie eintlik Paulus nie, Jesus vra dit van jou. Los die ou denke, die ou reaksies, die ou redenasies, ou sondes, nie halfpad nie, heeltemal. Want jy kan nie vorentoe beweeg as jy aanhou terugkyk nie. Watter ou klere dra ek en jy dalk nog, wat ons eintlik lankal moes weggegooi het? Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir my redding, my verlossing, my wedergeboorte. Dankie dat U my gehelp het om die ou klere uit te trek en daarvan ontslae te raak. Help my om nie terug te hanker daarheen nie. En help my asseblief om nie dit weer te probeer aantrek nie. Ek wil elke dag nuut leef in U voetspore. Help my daarmee asseblief. Amen.